Ons vergeet wat die woord sê. God het gesê, die berge sal ek verskuif. Amen. As ek geloof het soos 'n mosterdsaadjie. Yes, amen. Ons bid en ons lees Bybel en ons vra vir God, waar ons vergeet om te glo. Amen. Ons moet begin. Por la
straf afgewerkt van die bose mag oorwees van duisternis af gedagtes, wat nie gerig is tot die gedagtes nie, wat nie in lyn is met u woord, die Vader, kom ons en ons lê nou, Vader, beslag op daai gedagtes, en ons roep daai gedagtes nou, Vader, in lyn met die gedagtes, Vader, bestraf enige demoniese invloed wat hier mag wees in hierdie huis, Vader, en ons beveel hulle om hierdie huis te verlaat, nou in Jesus naam, en ons sê dankie, Here, en ons sê, Vader, hierdie is u huis, die huis waar u woon, Vader, en ons geen welkoming vir enige iets wat onrein is in hierdie huis nie, en ons sê dankie my Vader, en ons gee al die lof, bid Here, dat elkeen nou ontvanklik sal wees om u te beloof en vry, al die negatiewe gedagtes, waarmee hulle ingekom het, Here, dat het aan een kant toe gestoot sal wees, en sê, my God wil ek vanmorgen loof, my God wil ek vanmorgen prys, my God wil ek vanmorgen aanbid, Here, en ons sê dankie, Koning in Jesus naam, amen.
Here die Skeppergees nooit van ons sal wegneem, Here. Want U is die een wat waardig is, Here, wat ons leer en ons lei. Dankie vir U Heilige Gees, Here. Here, dit behoort aan U verhoor, Here. Dankie dat U ons bidder verhoor, Here, kom raak elke aan die Heilige Gees, Here. Dankie, Here, dat ons deel is in ons toon verhoor, Here. Halleluja, dankie, Here. Dankie, Here, ons het U nodig elke dag van ons lewe verhoor, Here.
omstandighede is vermoere nie, Here. U het gesê, U sal voorsien, Here. En ons staan vermoere net op U woord, Here, want U is 'n God wat nooit sal lieg nie, Here. Dank U vir U liefde, die genade vermoere, Here, vir elkeen wat in U midde is, Here, U teenwoordigheid vermoere, Here. Here, as ons hande net kan uitstrek vermoere, en net aan die soon weet kan raak vermoere, my God, dan weet ons alles gaan oukei wees, Here. Here, want U is ons anker, U is ons rots vermoere, Here. Ons kan na geen mens, na geen afgod, daar buite kyk vermoere nie, Here. Waar sal my hulp vandaan kom? Ek slaan my oë op na die berge. Halleluja, Here. Ons eer U vermoere, Here. Ons eer U vermoere, Here. Ons eer U vermoere, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Halleluja. Amen. Goeiemôre. Bly is die huis van die Here. Amen. Amen. Wel ek so staan en ons aanbid, sê die Here vir my met 12 het hy die wêreld geoor. Ons is te geneig om ingestel te wees op getalle. Maar God het 12 disippels gebruik om die wêreld te verhoor. Amen. Ons moet nie ingestel wees op getalle nie. God het aan my bevestig, hy self sal byvoeg. Amen. Die woord van die Here sê, te vergeefs bou die bouer as God nie bou. Amen. Amen. Ek en jy kan alles gaan insit, elke plan in die boek gaan uittrek. As God nie bou nie, te vergeefs bou ons. Amen. En God is besig in hierdie tyd om ware aanbidders werklik ingestel te kry om hom te aanbid. Amen. Ek dink God is op 'n plek waar hy sê ek het genoeg gehad met kerk speel. Ek het genoeg gehad vir hulle wat dink hulle kom entertain my in die kerk. God soek ware aanbidders. Amen. En vanmôre gaan ek met u deel rondom die woord van die Here, rondom die altaar van God. Van kardinale belang, die altaar van God. Dis seker een van die belangrikste plekke in elke gelowige se lewe. En ons gaan bietjie kyk wat presies is die altaar van God. Want baie hoor die altaar van God, maar het nie regtig 'n idee in jou kop skep jy dalk na die prentjie. Jy weet 'n klipstapel waarop offers gebring is. Amen. Dit is dalk waar jy onmiddellik aan dink. Maar die altaar van God is baie breed. Maar sonder 'n altaar kan daar nie 'n vuur wees nie. Amen. En die woord van die Here waarsku vir ons ook in die laaste dae, daar sal vervalste vuur wees, nagemaakte vuur wees. Aan die ander woorde, 'n vuur wat nie van God is nie, wat nie die Heilige Gees is nie, wat op die altaar gaan brand. En God wil hê sy kerk moet die ware vuur terug gee op die altaar. Amen. Nou, ons gaan saam kyk in die woord van die Here. Jy kan saam met my lees. Ons gaan 'n paar skrifte deurhardloop vanmôre in Genesis 8 vers 20.
Genesis 8 vanaf vers 20. Is jy gereed? En Noag het vir die Here 'n altaar gebou en van al die reidiere en al die reidvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring. En die Here het 'n lieflike geur geruik en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek terwille van die mense nie, want die versinsels van die mense hart is sleg van sy jeug af. En ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref, soos ek gedoen het nie. Dan gaan ons ook kyk na die volgende skrifvers, Genesis 12. Is hy daar? Sê amen. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal die geslagte van die aarde geseën word. Toe Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai sy vrou en Lot sy broerskind geneem, en hulle het die besittings wat hulle bymekaar gemaak het, en die slawe wat hulle na Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan, en die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem, tot by die terpentynboom Moreh. Die Kaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder verset na die gebergtes oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel en die weste. Ai aan die ooste kant, en daar het die Here 'n altaar gebou in die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abraham al verder na die suidland vertrek, en daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het, om daar sy vreemdeling te verdoen, want die hongersnood was swaar in die land. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek, kyk, ek weet dat jy die vrou is mooi van aansien. En as die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou, en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. So tog sê, jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan, terwille van jou, en ek om jou wil en in die lewe bly. Dan kyk ons ook na die volgende skrifvers, Eksodus 27. Daar. Amen. Goed. Jy moet ook die altaar van akasiëhout maak. 5L moet die lengte wees en 5L die breedte. Vierkantig moet die altaar wees en 3L in sy hoogte. En jy moet sy horings op die 4 hoeke maak. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees, en jy moet met koper oortrek. En maak sy potte om die as te verwyder, ook sy skoppe en komme en virke en vuurpanne. Al die gereedskap moet jy van koper maak. Jy moet daar 'n traliewerk aan maak en 'n netwerk van koper aan die net 4 koperings maak aan 4 hoeke. En jy moet dit onder die lys van die altaar bevestig, onderaan, sodat dit net tot by die helfte van die altaar kom. Jy moet ook die draaghoute vir die altaar maak en draaghoute van akasiëhout en trek dit oor met koper.
en die draaghoute moet in ringe gesteek word, sodat die draaghoute aan al twee kante van die altaar is, hulle dit dra. Julle moet dit hol van planke maak, soos dit jou op die berg getoon is, so moet hulle dit maak. Dan kyk ons ook na die volgende skrifvers, Romeine 12 vanaf vers 21. Romeine 12, vanaf vers 1. Daar is amen. Goed. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggaam stel as 'n lewende heilige aan God. Welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie aan van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons een liggaam baie lede het en lede nie almal dieselfde werking het nie, soos ons ook almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlike lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van geloof of bediening in die werk van bedieninge, of wie leer in die leringe, of wie vermaan in die vermaaning, wie uitdeel in die opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met bymoedigheid. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voortgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees en dien die Here. Verbly julle op die hoogte, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoefte van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg en seën moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederiges, moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maak geen plek aan die toren, want daar is geskrywe, aan my kom toe die wraak, ek sal vergeld, spreek die Here. Aan jou vyand dat honger het, gee aan hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy die hoogvurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Amen. Nou ek het vanmôre 'n paar skrifverse gesien wat ek met u gedeel het rondom 'n altaar. En die belangrikheid van die altaar is in die Ou Testament, as ek vir my die prent kan opsit, was dit gebruik gewees om offers te bring. Amen. Stem jy saam? So dit was 'n plek waar hulle gegaan het om offers aan God te bring. Nou jy kan sien hierdie altaar met die Heilige Gees heel bo. Weet jy? Jy sien almal daar's 'n duif daar aan die bokant. Amen. Dit is die Heilige Gees wat verteenwoordig is en die vuur op die altaar. En dan in die vuur is daar verskeie simbole wat ek later met 'n bietjie van deel rondom. Amen. Ek gaan met u kort my lesings gee. Dit moet nou ongelukkig op my lesings wees. Dan gaan ek daardeur met u bespreek soos dat die Heilige Gees op my hart lê. Nou eers kom ons kyk vandag na die belangrikheid, die simbool in ons geloof. Wat is die altaar van God? En dan wanneer ons die woord altaar hoor, wat kom by jy my op? Vir sommige is dit 'n nagemaakte tafel. Vir 'n ander is dit 'n stowwerige klipstruktuur. In die Ou Testament veral, maar die altaar is veel meer as net 'n meubelstuk of 'n antieke reunie.
Dit is 'n diepgaande lewende simbool van die ontmoeting en versoening en toewyding. Hoor jy die belangrike punte? Dis 'n simbool van ontmoeting, versoening en toewyding. Amen. Die altaar in sy mees basiese vorm is die plek van ontmoeting. Dit is die plek waar God gekies het om jou as mens te wil ontmoet. Dit is die grond waar die aarde en die hemele nou met mekaar verbind. Amen. Verstaan jy dit so? Nou kom ons kyk gou na die altaar van ontmoeting wat ons gelees het in Genesis. Ons gaan eers terugkyk na die heel eerste altare wat in die skrif opgeteken is. Hulle is nie 'n pragtige tempelsgebou gewees nie, maar hulle was op storige heuwels of ergens in die stille veld gebou. Amen. Hulle het nie 'n baie spesiale plek gehad. Dit was nie vir God belangrik dat hierdie altare soos 'n VIP plek moes gehad het nie. Stem jy saam? Dit was nie vir God van belang gewees waar die altaar gebou is nie, solank die altaar daar was. Amen. Verder kyk ons na die woord van die Here en hy sê vir ons na Noag klim in die ark af op 'n verlate herstelde wêreld en sy eerste daad is om die altaar te bou. Waarvoor was dit dan? Dit was nie 'n eis nie, dit was 'n dankoffer. God het nie vir Noag opdrag gegee om 'n altaar te gaan bou. Amen. Hy het dit gedoen om aan God erkentenis te gee. En na hy aan God erkentenis gegee het, het hy gelees wat het gebeur. God kom en hy kom maak 'n belofte en sê ek sal nooit weer die aarde met water laat vergaan. Ek sal nooit weer die diere uitwis met water. Amen. As gevolg van die altaar se dankoffer wat na God toe gegaan het. En die woord van die Here sê vir jou baie mooi, hy sê en God het die lieflike reuk geruik. Amen. Dit was vir hom iets wat spesiaal was. En wanneer ons hierdie dingetjies gaan meer in diepte nou gaan verstaan, wanneer ons Nuwe Testament toe gaan beweeg, dan gaan jy sien dat die altaar van God vandag van kardinale belang is. Amen. Ons kyk na die volgende. Dit was ook 'n daad van aanbidding. 'n Verklaring dat selfs na die wêreld die eindige storm gekom het, God steeds soewerein was en Noag steeds dankbaar was. Daardie altaar het nie na die dood geryk nie, maar na dankbaarheid 'n nuwe begin. Amen. Jy weet, Noag het nie na God toe gegaan en sê, "Ag, ek God, jy het nou almal doodgemaak. Hier's niks nie. Nou wil jy ons moet in hierdie ou lewe leef." Jy van ons dink nie so. Ja? Ag God, hoe kan dit wees dat my omstandighede is so? En dan sê jy jy's lief vir my. Jy sê jy gee om vir my. Maar waar is jou offer van dankbaarheid aan God? Dink van die Here. Waar is jou offer van dankbaarheid wat jy kom op die altaar sit? En so gaan ons aan en ons kyk na die volgende punt. Ons kyk wat met Abraham gebeur het. Daar is Abraham. Terwyl hy deur die beloofde land gereis het, het hy nie huise of sleutels gebou nie. Hy het altare gebou. Met ander woorde, Abraham het uitgegaan en hy het gaan altare bou vir God. Dit was vir hom 'n belangrike saak. Hy het nie gegaan en iets anders gaan doen nie. Vir hom was dit belangrik om altare vir God op te rig. Amen. En dan sien ons ook verder. Elkeen het 'n plek gemerk waar God met hom gepraat het, waar God 'n belofte gemaak het. Hulle was wegwysers van geloof, wat gesê het, God het my hier ontmoet. Amen. Dan kyk ons verder na die eerste les van die altaar is dit. Dis 'n plek van ontmoeting.
Voordat jy en ek enigiets op ons arbeid moet doen, moet ons eers God kan ontmoet. Amen. Jou heel eerste plek is 'n plek van ontmoeting met God. In die ontmoeting met God word jy dan heroriënteer. Ons lewens word gerig. Ons paaie word gerig. Net soos dit met Abraham gedoen was. Amen. Nou vra ek jouself, waar het jy 'n altaar van ontmoeting tans in jou eie lewe al gebou? Waar het jy 'n tyd en 'n ruimte op tyd op sy gesit om te sê, God, ek sal U vandag hier kom ontmoet? Ons kyk na die tweede belangrike punt van die altaar, naamlik die altaar van versoening, wat ons in Eksodus gelees het. Nou hierdie betekenis van die altaar verdiep dramaties wanneer ons by die wet van die tabernakel kom, veral met die altaar van brandoffers, Eksodus 27. Hierdie altaar was bloot 'n plek vir stil gebed nie, dit was ook die fokuspunt van Israel se verhouding met God. Dit was gemaak van hout, oorgetrek met brons wat spreek van oordeel en die vermoë om die intense hitte van vuur te kan weerstaan. Hierdie vuur was die vuur van God se heilige standaard. Dit was hier waar die offer gebring is. Dit is bloed wat gestort is en die straf vir sonde is daardeur betaal. Die versoening vir 'n lewe vereis wat gegee word. Die altaar van die ou verbond was tydelik en het herhaaldelike optredes vereis. Maar hierdie hele stelsel het vooruitgewys na die uiteinde eens en vir altyd die offer, naamlik Jesus Christus. Amen. Die kruis is vandag uiteindelik die altaar. In Hebreërs sê ons dat Christus net een keer aan die einde het hy nie 'n dier geoffer het nie, maar hy het homself geoffer. Amen. Nou as gevolg van Christus is die altaar van versoening nie meer 'n plek van vrees en tydelike uitstel nie. Dis nou 'n plek van voltooide werk en 'n volledige vergifnis. Ons word nou versoen, nie net deur die bronstafels nie, maar deur die gebroke liggaam en die gestorte bloed van ons verlosser Jesus Christus. Amen. Nou kyk ons na die derde punt, naamlik die altaar van toewyding. Ons het gelees in Romeine. Dis is dit die uitsluitlike offer, die uiteindelike altaar, naamlik die kruis, is gebring. Die altaar dan nog 'n betekenis vir ons vandag. Is dit vir ons vandag nog 'n betekenis? Kind van die Here, kerk. Kom ons sê die volgende, maar met die klip. Ja, maar die klip word vervang deur lewe. Die dier word nou vervang deur die self, die eie ek. Die apostel Paulus gee ons 'n nuwe verbond op die altaarsgroep in Romeine 12 vers 1. En hy sê, daarom doen ek beroep aan julle broeders, op grond van ontferming van God, om julle liggame as 'n lewende en 'n heilige en vir God aanneemlike offer te stel. Dit is julle geestelike diens aan God. Ons altaar is nie meer 'n eksterne voorwerp nie, dis nou ons lewens. Om vandag 'n altaar van toewyding te bou, beteken om ons toe te wy aan 'n lewende offer. Wat beteken hierdie lewende offer? Dit beteken ons lê ons eie ambisies neer voor God en ons vra sy wil. Ons lê ons trots neer en ons soek nederigheid. Ons lê ons tyd neer en ons wy dit aan God se diens. Ons lê ons griewe neer en aanvaar die roeping van gehoorsaamheid. Die offer is lewend. Dis nie 'n eenmalige roeping tot gehoorsaamheid. Die offer is lewend. Dit is nie net eenmalige gebeurtenis nie. Dit is 'n gebeurtenis, 'n offer van diere mee nie. Dis 'n geestelike daad van aanbidding. Met ander woorde, daagliks. Amen. Minuut vir minuut
dag vir dag, uur vir uur, moet ek en jy ons kruis opneem en hom volg. Dit is ons geestelike daad van aanbidding. Ek behoort nie meer aan myself nie, ek behoort aan God. Dit is die altaar wat ons werklik verander. Dit is die altaar wat die wêreld laat transformeer. Nou kind van die Here, as ons kyk na die altaar in die Ou Testament, was dit die enigste manier vir jou en vir my om vergifnis van God te kom kry. Amen. Dit was die enigste manier vir jou en my om weg te kom beweeg het van dood wat op jou kom gewag het. Amen. Dit was die enigste manier waardeur ons kommunikasie met God kon gehad het. Dis deur 'n altaar. Amen. En hier kom hy in die Nuwe Testament. En Jesus Christus, hier is ons my kan omsit. Sien jy die kruis? Word die altaar. Daar staan Jesus, ek wys nie Jesus se gesig nie, ek hou nie daarvan nie. Die woord van die Here sê niemand weet hoe hy lyk. Amen. En daar staan Jesus. En hy bring vir ons hierdie weg waar ons aan gewoond was, waar hulle dalk aan gewoond was om hierdie rituele te moes volg, om hierdie dinge te moes doen om die vuur op die altaar te kom kry. Het Jesus gekom deur sy kruis, hy sê my kruis is die altaar. Amen. Jesus bring dit nou tot vervulling vir ons en hy sê maar julle is nou 'n lewende offer. Amen. Alleen as daar 'n offer op 'n altaar is, het daai vuur 'n werk. Is dit korrek? Anders te brand die vuur vir watter rede. Amen. En net so in vandag se tyd waar ons onsself bevind by die altaar van God, dan vra ons onsself vanmôre af, die vuur van God brand nie meer nie. Hoekom brand die vuur van God nie meer op die altaar nie? Want ons wil nie meer 'n lewende offer wees vir God nie. Ons stel nie ons lewe in om 'n lewende offer te wees vir God nie. Ons is ingestel oor wat vir ons belangrik is, hoe ons lewe gaan leef, wat ons beplan met ons lewe en waarheen ons gaan met ons lewe, en ook die kerk doen dieselfde ding. Die kerk soek nie meer die vuur van God nie. Die woord van die Here sê, ek kan nie die skrifvers presies quoteer nie, maar hy sê die vuur moet altyd op die altaar brand. Hy mag nie uitgeblus word. Amen. Maar wat blus hierdie vuur uit? Omdat niks meer op daai altaar is vir God, wat as 'n offer dien. Jou gebedstyd wat jy insit, dis deel van die altaar. Dis jou plek van ontmoeting. Amen. En hoe lyk die plek van ontmoeting vanmôre, as jy vanmôre moet sê, Here, as ek moet kyk na die altaar van my lewe, hoe lyk hierdie altaar, Here, is die vuur ooit teenwoordig op hierdie altaar, of het dit maar net 'n rookie geword? Want ek sit te veel tyd in vir ander dinge, as vir die tyd van God. Amen. Ek stel myself meer ingestel op die dinge van die wêreld, terwyl die woord sê, ons moet nie gelykvormig wees aan hierdie wêreld nie, volgens Romeine. Amen. Is ons te hard besig om aan te pas met die wêreld en die wêreldse sisteme, en ons wil eerder die wêreldse sisteme volg, want dit is tog maar die maklikste weg. Die kerk wil nie meer 'n moeilike pad wandel. As die pad te moeilik raak, dan stap ons uit die kerk uit. As die pad te moeilik raak, dan wil ek nie meer God aanbid nie. Hoekom sal ek hom dan wil aanbid? Noag beleef 'n hele wêreld word uitgewis. Hy sien dit letterlik, hoe die hele wêreld uitgewis is. En net hulle wat saam met hom in die ark was, en die diere wat in die ark was, het oorgebly. Nogtans het hy 'n altaar van dankbaarheid voor God gaan bou. Hy het nie met God gaan murmureer nie. Hy het nie by God gaan kla nie. Hy het nie by God gesê, jy is onregverdig nie. Maar hy het met dankbaarheid gegaan.
En het hierdie altaar gaan bou. En die woord van die Here sê dit was vir God baie aangename rede. Hoe lyk jou dankbaarheid? Hoe lyk jou dankbaarheid vanmôre vir God? Memoreer en kla jy maar net elke oomblik van die dag? Is dit al wat jy kan doen is om memoreer en kla? Jy's besig om die vuur uit te blus op die altaar. Maar kind van die Here, daai vuur kan net kom deur gebed. Daai vuur kan alleenlik aangesteek word met gebed, met jou verhouding met God. Amen. Maar God beroep nie vir jou vandag, vir my en jou soos in daardie tyd, om nou te gaan en die offers te bou, die altare te bou nie. Hy sê inteendeel, die kruis het hierdie altaar vir jou en my geword. Ons moet roem in die kruis. Amen. Ons moet daar vanaf beweeg. Dis die altaar van God. En ons moet in daardie altaar die vervulling van hierdie 3 punte vind. Maar ons doen dit nie. Ons gaan soek wêreldse begeertes. Ons is so hard besig om die wêreldse begeertes te gaan soek, dat ons lankal nie meer by die altaar van God is. Ons is besig met die altare van die duiwels. Amen. En dan brand daar vreemde vuur, sê die woord van die Here. God roep jou en my terug. Hy sê vir ons vanmôre, het jy werklik 'n stil plek in jou lewe, 'n altaar waar jy my kom ontmoet? Hierdie spesiale plek waar ek en jy met mekaar kommunikeer, waar ek en jy met mekaar in kontak is. Want onthou, die altaar bring wat in? Hy bring hemel na die aarde. Dis die kontaklyn. Amen. Hy bring indirekte synchronise met God. En as dit vir God daardie tyd so belangrik was om hierdie reuk te kan ontvang, dan vra ek vanmôre vir jou, watter reuk ontvang God op jou altaar? 'n Altaar wat 'n reuk wat hom aantrek, 'n reuk wat hom nuuskierig maak, 'n reuk wat hom opgewonde maak om jou gebed te beantwoord. Wat 'n reuk gee jou altaar af vir God? Wat is dit wat jy op daai altaar vir God sit? Is dit maar die eie ek wat maar altyd wil leef, of sê die Here my alles op die altaar? Want ek het 'n lewende offer geword. Amen. En as ek nie 'n lewende offer is nie, dan is die altaar niks om 'n offer te wees nie. Amen. En God roep u en my terug. Hy vra vir ons vanmôre, is jy nog werklik 'n lewende offer vir my? Wat se reuk ontvang ek van jou vanmôre? Al hierdie negativiteite, al hierdie rebellie, al hierdie eie ek, kan jy dit gaan offer vanmôre voor God en sê, Here, my alles op die altaar. Nie my wil nie, my God, nie my way nie, nie hoe ek dinge wil doen nie hoe ek dinge sien nie, maar vanmôre, Here, I want to surrender. I want to surrender to you. My hele lewe. En as jy verder kan lees met Abraham, hoe geseënd was hy by die altaar van God begin bou. Amen. Hoe God hom geseën het. Wat het Abraham met ander woorde gedoen, kind van die Here? Hy het uitgegaan en hy het altare gaan oprig, sodat mense 'n plek van ontmoeting kon gehad het met God. Hy het gegaan en daai daad geneem en te sê, Here, vir u sal ek altare oprig, want ek sien nie altare wat ook beskikbaar is nie. En hy gaan rig dit op. En dink net aan hierdie wonderlike geure wat God toe moes ontvang, van verskeie altare wat opgerig is. Amen. En omdat hy gehoorsaam was aan dit, het God hom geseën, hom en sy nageslag. Amen. En vanmôre kan ek en jy alleen op die seëninge van Abraham staan, as ons 'n altaar het. As ons 'n lewende offer is vir God. As ek werklik ingestel is om die stem van God te hoor. As
ek het my lewe een kant toe stoot en sê, Here, dit is nie oor my wat dit gaan nie, dit gaan oor U. My lewe is van minder belang. My lewe speel nie 'n groot rol nie, Here. Ek wil eerder net 'n lewende offer wees vir U. En hierdie lewende offer is 'n daaglikse wandel, dis nie 'n eenmalige gebeurtenis waar jy deur die doopbad is en nou is dit klaar nie. Heer, dit vat elke minuut, elke sekonde, elke uur van jou dag met God. Maar ons pas ons God in by 'n skedule. God, daar's jou tydjie, en die res van die tyd is myne, hoor. Maar jy klap vir God. Jy redeneer vir God, omdat dit nie jou goed gaan nie, maar jy's bereid om hom in 'n boksie te sit, en hy moet dan maar daar wag, tot dit jou pas om weer daar te kom. Wat se reek gaan dan op? By daai altaar van gebed. Dink jy dis vir God aanneemlik? Dink jy dis vir hom 'n lieflike geur wat in sy neus opgaan? Want jy het besluit, hy gaan net hierdie tydjie ontvang. Die res van die dag is joune. Want ons is nie lewende offers. Amen. Stem jy saam? God wil hê, ons moet sy altaar kom herstel. Dink van die Here, die altaar in jou lewe, wil God hê moet herstel. God wil hê, jy en ek moet weer kom by die plek van ontmoeting. God wil hê, ons moet weer kom by die plek van toewyding. God wil hê, ons moet weer by daardie plek wees, waar ons in versoening is. Hoeveel van ons praat nie teen 'n broer of 'n suster nie? Kom. Wat se altaar is dit dan? Dis steeds net die eie ek wat maar oorheers. Amen. Maar wanneer ek gesterwe het met Christus, en ek is lewende opgewek saam met Christus uit die dood, sê die woord vir ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Amen. Dink van die Here, as Christus in my leef, hoe kan ek skinne? Hoe kan ek van my broer en suster praat? As Jesus in my is. Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek vloek en maar aangaan om te vloek? Hoe kan ek myself ligsinnig hou en maar aangaan met ligsinnigheid? Hoe kan ek maar dink, is nie belangrik om na die kerk van die Here te gaan nie, as die woord van die Here vir my sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dan beweeg ek weg van die plek waar my belangrikhede lê, en ek sê, Here, dit wat vir U belangrik is vir my belangrik. Dit wat vir U reg is vir my reg. Dit wat verkeerd is vir my verkeerd. Maar as dit nie daar is, die kind van die Here, moenie vir my sê, jy is opgewek saam met Christus uit die dode nie. Want hy woon nie in 'n vuil plek nie, man. Hy neem woning. Hy sê ons is 'n tempel. Amen. Hy sê julle is die tempel van God. En as God vir my sê ek is sy tempel, hoe hoog ag hy my nie? Hoe belangrik ag hy my nie? As hy my as 'n tempel sien. Want 'n tempel is waar sy teenwoordigheid is, halleluja. 'n Tempel is waar die Heilige Gees se krag is, halleluja. 'n Tempel is waar die vuur van God brand. Maar ek wil sê, ek is 'n tempel van God. Dan vra ek jou vanmôre, waar is die vuur? En so sê die kerk, ons is die tempel van God. Dan vra kerk, waar is die vuur? As Christus in my woon, hoe kan ek nog plek maak vir hierdie dinge wat teenstrydig is met God se woord? Hoe kan ek nog hierdie goed regverdig in my
elke dag. Hy sien daar bo ver, waar jy dink, ag, hy is so ver, hy weet van niks nie, ek het niks vir jou. Hy is inwonend. Hy sien jou, hy hoor jou, hy weet van jou. Niks kan jy vir hom wegsteek. Die woord van die Here sê, dit wat ons agtertoe deure doen, sal hy op die dag op verkom. Amen. Kind van die Here. En vanmôre roep God vir u en my, en hy vra vir jou vanmôre, hoe lyk jou altaar voor my? Hy het nie eens meer 'n altaar nie. Het geen gebed met God nie. Het geen verhouding met hom nie. En as daar niks is nie, dan staan nie 'n vuur nie. Dan is die salwing van die Heilige Gees nie op jou lewe nie. Dan is jy dom. Dat maar hier rondwandel. Geef my term suurstof nie. Jy wandel maar net hier rond. Nog 'n dag hier verby. Dankie. Môre sal jy op hierdie dag verbykom. Dankie. Is dit hoe jou altaar vir God lyk? Is dit wat spreek van 'n altaar van God? As hy vir jou sê, jy is 'n lewende offer voor my. As hy vir jou sê, elke dag, elke môre as jy wakker word, Here, ek sit myself op die altaar. Opnuut. Here, ek sal tyd uitkoop om 'n gebed met u te wees. Ek sal tyd uitkoop, Here, om u in ontmoeting te kry. Ons het soos waiters geword, ons brand oor die gasglaas. En dan is dit kapot. Dis vir die kerklik. Hulle gooi gas in. Gas om 'n vlammetjie te hê. Maar dit is nie vuur van God nie. Maar die vuur van God sal vir ewig brand op die altaar. As ek weet Jesus Christus leef in my, kind van die Here, dan wil ek dit vanmôre vra, hoekom is jy nie gedoop met die Heilige Gees nie? Hoekom is jy nog nie gedoop met die Heilige Gees nie? Hy soek 'n vuur. Waar is die vuur in jou? Waar is die salwing wat op jou moet rus? Sit maar hierdie klip met 'n horlogie. Dan draai jy die horlogie op al om. Terwyl hy wil hê. Altaar. 'n brand. Ek brand om God te dien. Ek brand om in sy teenwoordigheid te wees. Ek brand om die regte pad te wandel saam met hom, halleluja. Ek brand om in 'n verhouding met hom saam met hom te wees. Ek brand, want dis daai vuur in my, halleluja. As jy nie die salwing het nie, dan wil jy ook elk van die kerk toe kom nie. Want as jy salwing in jou het, jy wil in die huis van die Here wees. Jy begeer om in die huis van die Here te wees. Niks is vir jou dan meer belangriker as om in God se huis te wees nie. Om op 'n Woensdag na 'n bidtuur toe te kom nie. 'n plek van ontmoeting. 'n plek waar jy jou kan neerbuig voor die Allerhoogste God. Want daar in jou huis het jy nie eens 'n altaar vir God nie. Jou lewe is te besig om 'n altaar vir hom te gee in jou huis. Nou wil ons vanmôre vir God vra, hoekom gaan dit met ons soos dit gaan? Hoekom lyk my lewe soos dit lyk, God? Waar staan jy vanmôre? As jy moet kyk na jou altaar.
voor God. Kind van die Here uit hier by die kruis. Het hy die werk voltooi. Wie het hy gesê dit is volbring? Amen. Ek en jy het nie vanmôre nodig om 'n offertafel te maak vir ons sondes. Hy het vir ons die finale offer geword. Die finale bloed was sy. Ons het nie soos hulle nodig wanneer ons verkeerd gehandel het in die oë van die Here om nou eers 'n offertjie te gaan doen om vergifnis te ontvang. Hy sê, hier is my altaar. Hier is my altaar. Hy wil hê ek en jy moet weer versoen met sy altaar. Hy wil hê ek en jy moet weer terugkom na die krag van die altaar. Sodat hy verandering kan bring in sy kerk en in jou en my se lewe. Vrydag aand met die manne aand daar by Solid Ground ontmoet ek 'n baie besonderse persoon wat baie jare al in die bediening is. En hy sê vir my die volgende, hy sê die kerk soek die lekker pad om God te dien. Die kerk soek die feel good. Hy sê vir my toe hy sy kerk vol gekry het, die tyd toe hy in die bediening gestaan het, moes hy maar net sekere goedjies doen. Hy sê vir my dis en dit en dit en dit. Hoe weet jy doen jou kerk is vol? En die vuur van God was nie daar nie. Hy sê dit vat jou nie 'n maand om jou kerk vol te maak as jy die volgende ding doen nie. Maar die vuur is nie daar. Hoeveel van ons is bereid om te suffer vir die evangelie? Hoeveel? As dinge vir my te moeilik raak, wip myself en ek stap by die kerk. Amen. As dinge vir my bietjie warm raak, dan stap ek maar eerder in die kerk uit. As ek by die altaar gaan lê en sê, Here, ek sal lewe 'n offer vir U vanmôre. Ja, ek moet sterf, Here. Ek sit myself vanmôre op die altaar, Here. Maar nie is makliker om in die kerk deur uit te stap. Dit is makliker om die pastoor die skuld te gee. Dit is makliker om fout te soek. Dis jy wat nie by die altaar is nie. Want daar is nie meer 'n eie ek nie. Hier verteenwoordig nie 'n eie ek nie. Die eie ek het gesterf, kind van die Here. Christus leef nou in my. Amen. En as ons op hierdie altaar gefokus was, sou ons kerk nie so gelyk het. Maar die rebelse ek, wil ons die oorhand neem. Hierdie kruis spreek 'n boodskap van oorwinning. Ons leef nie in oorwinning nie. Ons is vol treurmare. Ons kan nie genoeg kry om te kla nie. Ons soek altyd nog 'n geleentheid om eerder te kla en te memoreer oor dinge in die kerk. Wil ek jou sê, kom by die kruis uit, man. Kom sit vanmôre by hierdie altaar. Kom gee jou lewe terug aan God. Dat jy sterwe vanmôre. En as jy wat jy die hemel uitgaan. As jy wat ketTINGS maak. Bindings. Bondage. Die duiwel weet goed om die eie te gebruik. Hy weet goed. Hy ken. Dis sy taktiek.
En as ek oorleef in oorwinning van hierdie kruis, kan ek nie oor my regeer nie. Dan kom ek by hierdie kruis. Sê Here, opnuut. Kom ek as 'n offer vanmôre. Ek kom offer my lewe vir U. Dan gaan jy sien hoe die krag van God in jou lewe gaan werk. Dan gaan jy sien hoe die krag van God in hierdie huis gaan werk. Dan gaan ons sien hoe daar broederliefde onder mekaar is en susterliefde onder mekaar kom. En nie kyk hoe kan ons mekaar vertrap nie. Dan gaan ek nie meer my eie agendas hê in God se huis nie, want my agendas gaan in stemming wees met God se. Ek gaan by daardie kruis lewe opvang. Dat niemand van my kan sien. Maar vanmôre vra ek julle vraag. Hoe lyk jou altaar voor God? Hoe lyk jou gebedsaak voor God? Hoe lyk jou aanbidding voor God? Hoe lyk jou dankbaarheid voor God? Hoe lyk jou lewe voor God vanmôre? Jy weet vanmôre. Jy ken daai altaar. Niemand hoef jou te vertel nie. Jy weet vanmôre of daai altaar al so vol stof is en spinnerakke. Miskien het die gras op so hoog gegroei om hierdie altaar. Wat sê jy kom nie by die plek van ontmoeting? Die plek van ontmoeting was nie meer vir jou van belang nie. Plek waar jy synkroniseer met God. Waar hemel en aarde met mekaar kontak. Hier is die goeie nuus wat ek vir ons sê. Die enigste manier om kontak te hê met God is hier. Begin hier. As jy nie daar begin nie, is daar nie 'n lyn nie en God kan jou nie hoor. Jou gebed het van geen waarde, kind van die Here, as dit nie daar is by die altaar. Jou geloofsaak het geen waarde, geen krag, as dit nie daar begin nie. Die kerk het begin glo, ons het nie nodig om God se wet te gehoorsaam nie. Wat 'n koninkryk het nie 'n wet nie. Wys my een. Hy het sy 10 gebooie gegee vir jou en my, wat deel uitmaak van sy altaar. Dis die vorming van die altaar. Maar die kerk glo, ons is verhewebode. Met ander woorde, jy sê vir God, jou wette is nie van belang nie. As hierdie land nie wette gehad het, hoe sou die land lyk? Waaroor hy en al klaar lyk? Hoe sou hy dan gelyk het? Ek moet voldoen aan God se wet om hemel te kan maak, kind van God. Maar die kerk het ons wat glo, dit is nie meer belangrik nie. Die kerk het glo, ons is verhewe oor die wet van God. Terwyl God sê, dis my skakel met my altaar. En vanmôre wil hy jou en my roep na hierdie plek, om weer terug te kom by sy altaar. Plek van ontmoeting. Here, elke dag van my lewe, wil ek hier kom ontmoet. Here, ek sien uit om by U uit te kom. Dis nie vir my 'n straf nie. Dis nie vir my 'n uitdaging nie, Here. Dis 'n verlanging van my om by die plek van ontmoeting te wees.
Here, ek wil weer versoen met U. Ek wil weer in 'n verhouding kom met U. Ek wil nie maar net my Bybel lees en sê, o, dis die Here, en dit is God, en dis dit, en is dit, maar jy ken hom eintlik glad nie. Jy het geen verhouding daarmee. Jy gaan nie 'n boek lees en sê, nou ken ek my meisie nie. Amen. Jy gaan nie 'n boek lees en sê, nou ken ek my vrou nie. Of die vrou lees 'n boek en sê, nou ken ek my man nie. Dit begin by 'n verhouding. As daar nie 'n verhouding is, gaan jy mekaar nooit leer ken. Amen. Hoeveel te meer nie met God nie. Hoeveel te meer is ons nie op daai plek waar ons dink. Ons gaan maar 5 minute gebedjies opskiet nie. Hy is gelukkig met jou. Nie 'n kind van die Here nie. Daar's 'n prys om te betaal. Die eie weer terugkom op die offer. Ek moet weer myself offer as 'n lewende offer vir 'n lewende God. Alleenlik dan gaan die altaar herstel. Alleenlik dan gaan daar verandering kom in jou lewe. Alleenlik dan gaan jy die hand van God sien in jou lewe. God praat met jou, net soos hy met my praat. Hy vra jou vanmôre die vraag: Sule Dia Gloria, is julle nog by die altaar? Is julle nog by die altaar? Of ek jou lank al weg beweeg? Die lank al weg beweeg van hierdie altaar. En jy dink God is tevrede met jou. As jy nie hier is en kan jy die salwing van die Heilige Gees nie. Hulle werk saam. God wil die vuur in jou en my aansteek. Maar hy het niks om te dra. Hy het niks om te ontvang. As niks waarmee jy kan werk, want jy het nie jouself op die altaar. Vanmôre roep hy jou en my terug na hierdie altaar. As jy vanmôre voel, Here, ek weet ek is nie op daai plek nie, gaan ek 'n uitnodiging maak om stap na daai altaar toe. As die een klaar is, gaan sit, kan die volgende een kom. Kom sit jou lewe weer terug op die altaar. Kom sit vanmôre jou lewe weer terug op daardie altaar. Dan gaan jy verandering sien kom. Dan gaan die gemeente verandering sien kom. Ek wil dit so reguit stel. Dis nie die kerk se bestuur wat hierdie kerk bestuur. Dis die altaar. Dis die altaar. En as die kerk se bestuur nie op hierdie altaar is, nie het ons 'n probleem. Vanmôre roep God ons. Elkeen terug na die altaar. As jy gelei voel, niemand kyk rond nie. Almal sluit hulle oë. As jy gelei voel vanmôre, sê Here, ek kom terug altaar toe. Ek is nie daar waar ek moet wees nie, Here. Stap uit. Maak jou saak reg met God. Para você brilhar, para você brilhar. Com toda a vossa brilhante. Com toda a vossa brilhante, para você brilhar. Para você brilhar, para você brilhar, para você brilhar. Com terra o mundo, para você brilhar, para você brilhar. Para você brilhar, para você brilhar. Dank u koning, halleluja. Sy redder vanmôre, kind van die Here. Sy redder vanmôre, jou lewe terug na God. Om sit vanmôre weer jou lewe terug op die altaar. Krankheid sal dan verdwyn. Jy sal oorwinning ontvang. By die altaar van God.
by die altaar van God. Hy roep jou vanmôre uit. En hy sê, ek kry geen reuk van jou af nie. Hy sê vanmôre, ek kry geen reuk wat opgaan in my neus, wat my opgewonde maak, waar ons mekaar gaan ontmoet nie. Want daar's niks. Hy sê vanmôre, ek het lanklaas die reuk gekry in my neus, want ek geweet het dis ek en jy wat met mekaar nou in kontak is. Hy sê vanmôre, skeer op jou skedule, want dit staan teenstrydig met my altaar. Daar kan alleenlik redding kom, kind van die Here. By die altaar. Ek kan nie vir jou red. Ek kan nie jou lewe verander. Ek kan jou nie genees nie. Ek kan nie jou hart verander nie. Maar by die altaar kan dit gebeur. Want daar brand die vuur van God. Ons moet terugkom by daai vuur. Ons moet weer die salwing van God ervaar in ons lewens. As ek jou vanmôre moet vra, het jy al ooit die salwing ervaar waar jou hande brand soos vuur? Het jy dit ooit al ervaar? Was jy al ooit op daai plek? Was sy teenwoordigheid op jou rus? Dis kom my verwys na die wit gepleisterde grafstene. Daar's niks. Daar's niks. Net dood. Hoe lyk ons voor God vanmôre? 'n wit gepleisterde grafsteen? Of is ons 'n vuur wat brand? Ontvang hy vanmôre jou lieflike geur. Ek ervaar die Gees vir my sê, elkeen het 'n eie unieke geur wat hulle afgee vir God. Identiteit. Maar God sê daai identiteit het verlore gegaan. Want jy is nie by die altaar. Baie het net eens op 'n dag hulle hart vir die Here gegee en hulle het deur die doopwater en dit het daar geëindig. Het nooit weer by die altaar gekom. Vanmôre roep hy jou. Altaar. Ek soek die direkteure by die altaar. Kom terug by die altaar. Ek soek die ouderlinge en diakens terug by die altaar. As die ouderlinge en diaken in die gemeente is, kom by die altaar. Spreek vanmôre met daai altaar. Here, maak ons gehoorsaam aan U. Nie die kerkstelsel nie. Maak ons gehoorsaam aan U op hierdie altaar. Karabo sabre, karabo sebre. Karabo sabre, karabo sebre. Halleluja. Môre roep hy kind van die Here.
Hy roep. Ek weet nie hoe lank ons nog die geleentheid gaan hê. Want terwyl jy vanmôre die geleentheid het, kom by die altaar. Kom by die altaar. Vir te lank is die kerk gedryf deur die mens en nie deur die Gees van God. Daar's nie altaar. Maar God gee dat hierdie gemeente gedryf word deur die Gees van God en nie deur mense. Ons ooreenstemmend is met God in gehoorsaamheid met sy wil en plan. Halleluja. Dankie Koning. Dankie Here. Halleluja. Karabo sobre, karabo sebre. Kotera vasebre, karabo sebre. Shekere ben, karabo sebre, karabo sebre. Halleluja. Dankie Koning. As 'n ou Pinksterliedjie wat gesoek my alles op die altaar. Môre wil ek vir jou sê my alles. Here, ek op die altaar. Ek wil nie 'n gedeelte terughou nie, Here. Ek wil nie 'n gedeeltjie vir my een kant gaan sit nie, Here, maar my alles môre op die altaar. My alles op die altaar. Halleluja. Karabo sabre, karabo sebre. Karabo sabre, karabo sebre, karabo sebre. Ek voel gelyk elkeen wat hier sit by die altaar. Maak dit weer, so kan ek voor oor die kant gebeur. Elkeen gaan vanmôre altaar. En herstel dit wat met God moet herstel word. Maar maak reg waar jy weet jy's nie reg met God nie. Hy verlang dan hy die flikker gee. Hy die flikker reën. Hy verlang daarna. Dis dalk vir jou nie so belangrik nie, maar God sê dit is vir hom belangrik. Dis vir hom belangrik. As die Here my spaar vir volgende week, gaan ek aan, maar dan gaan ek gaan waar God my lei. Restore my altar. God wil sy altaar herstel het. Dis dan wanneer ons gaan verandering sien in ons lewens. In hierdie kerk. Daar buite. Maar as ons nie daar begin nie, van hier kan ons maar los. Ons kan maar die kerk uitstap en huis toe. Môre roep God ons aan terug na die altaar. Hy roep jou my terug. Want hy sê dis waar dit begin. As jy gelees het wat ek geskryf het, ek gesê die vuur begin daar nêrens anders. Die vuur begin daar nêrens anders. Dat hy vanmôre weer die altaar kom aansteek. Met sy Heilige Gees. Dat hy vanmôre weer daai vuur kom aansteek deur sy Heilige Gees. Ek weet nie of jy ken my alles op die altaar. Karabo sobre andara sempre vendere va shikere baba. Baba sempre vendere va shikere vendere. As iemand wat sê ek is nie waardig nie. God sê jy is waardig. Dis my kind. Iemand wat glo is nie waardig nie, is eie.
'n geveg met die eie ek. En jouself. Die eie ek wil jou laat glo. Jy's nie waardig nie. Want dis ek gesenterd. Die Heilige Gees vat my nou hier. Wanneer ek my waardigheid is dit ek self-centered. Daar's nie 'n probleem by iemand of by God of iets nie. Jy self-centered, sê God. En God sê, die oomblik wat jy by my altaar uitgekom het en jouself as 'n lewende offer gebring het, sal jy waardig wees. Maar jy moet opstaan vanmôre. Jy moet vanmôre die keuse maak. Nie waarin God my denke rondom selfmoord. En hy wys vir my dis self-centered. Dis self-centered. Die eie ek. En ons gaan soek al die ander worteltjies rondom selfmoord. En die Heilige Gees sê nee, julle het dit misgevat. Dis die eie ek. Maar as ek Christus in jou leef jy nie meer nie, maar ek leef, halleluja. En Christus sê, ek verlang nie om 'n tou om my nek te sit nie, ek verlang nie om 'n bakkie pille te drink nie, ek verlang nie om 'n handjie in my kop te drink nie, ek verlang nie om myself te vergas in 'n voertuig nie. Dis jy. Dis jy wat dit verlang. Want jy self-centered. Alles wat ek geleer het in sielkunde is vanmôre omskryf. Want God bring nou sy wysheid. As jy wil vrykom vanmôre, sê God vir jou, dat die eie ek sterk. En jy gaan joy and rejoice in the Lord. Jy gaan dans vir die Here, sê God. Jy gaan in hemel wandel voor my. Die donker wolke, sê God, sal in die mis verdwyn. Maar jy moet by my kruis kom. En jy moet kom confess dat jy leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my, halleluja. En hy sê vir die volgende, hy sê, duivels kan nie lewe, waar ek lewe nie. Demone kan nie oppress, waar ek in lewe nie, sê God. Hy soek iemand wat self-centered is. Want dis waar hy jou gaan vat. En dis waar hy jou gaan gebruik. Maar hy sê vanmôre, verklaar dit net. Here, ek leef nie meer nie, maar Christus leef binne my, halleluja. Skielik verander jou denke. Skielik verander jou sieninge. Hulle moet nou maar sielkundig gaan oorskryf. Amen. Dis nie wat ek geleer was nie. Ons soek net die kwesmerke. Hier's 'n skoot gevier, daar's 'n skoot gevier, daar's 'n skoot gevier. Maar God sê, as jy jouself offer, gaan die skote jou nie tref nie. Want my bloed, my kind, maak jou toe. Halleluja. Baba sobrehete. Jou mense het altyd gesê oor die bloed. Maak my toe onder die bloed. Maak my toe onder die bloed. Ken julle? Jou mense het altyd so gepraat. Ek is toe onder Jesus bloed. Ek is toe onder Jesus bloed. Ons sê dit nie meer nie. Ons sê dit nie meer nie. Hoekom? Want ons is self-centered. Ja, ek leef nog net so hard soos die dag toe my hart by die Here gegee het. Vanmôre sê ek jou, ek kan nie met die eie ek werk nie.
Ek kan net werk waar ek lewe. Waar ek lewe. Hy is nie depressief. Hy is nie 'n vrees. Hy is nie negatief. Hy is God. Halleluja. As ek gesterf het, dan kan daai goed nie meer effek op my hê nie, kind van die Here. En hy wys my siekte. Hy sê siekte vorm in die liggaam oor die eie ek. Want hy sê Jesus Christus wat in my leef, hy is nie vol krankheid nie. Ons leef nie daar waar God wil hê ons moet leef. Vanmôre gee ek vir jou my hierdie geleentheid. In die altaar, Here. I surrender all. I surrender all. Veel speel weer uit, maar speel hom lekker hard. Ons is amper klaar. Ek het soveel salwing op my. Halleluja. On this feet. Kom op, reg. Hierdie is uitnodiging van nuwe dinge in jou lewe. 'n Nuwe begin. Dit soos Noag na die ark hierdie offer gebring het vir God. Was dit 'n teken van 'n nuwe begin? Daar lê die nuwe begin. Daar lê die nuwe begin, my kind. Jy soek 'n begin op allerlei plekke, sê God. Maar jy kan dit nie daar kry nie, sê God. Dis alleenlik by my altaar. Dis alleenlik daar waar jy begin. Nergens anders. En vanmôre bid ek, Here, ook hierdie gemeente terugkom by daai altaar. Terugkom by daai altaar. Dan gaan ons met mekaar seermaak. Dan gaan ons nie teen mekaar praat. Dan gaan ons nie kyk hoe ons 'n kerk kan opbreek. Want die eie ek is nie meer daar. God het nog nooit vir 'n man of 'n vrou opdrag gegee breek 'n kerk. Nog nooit. As iemand dit vir my wil sê, dan sê ek jou bekeer jou man. Hy plaas ons in die bediening om bouers te wees van sy koninkryk. Maar as jy nie daar was nie, loop jy met 'n hamer rond en kyk hoe jy die kerk kan afbreek. Vanmôre roep hy nie in my. Dankie vir elkeen wat gehoorsaam was vanmôre. Ek glo daar gaan getuie kom. Ook hulle wat op sosiale media luister. Ek glo daar gaan getuie kom. Getuienis. 'n Getuie van getuienisse. Ons gaan die hand van God sien. Ons gaan die krag van God sien. Ons gaan wandel in sy naam. In oorwinning, kind van die Here. Ook memoreer voor God. Ook klaar. As Here vanmôre wil ek net dankbaar wees. Dankbaar. As al hierdie negatiewe goed wat ons al eers voor God gaan soek. Ek dink baie keer moet God ook sê, yes, wanneer kry jy dit klaar? Baie kom my plek nie en sê, ja, hoeveel gaan jy nou die oorklaar? Hy weet al jou, hy ken jou. Hy weet al presies waarmee jy gaan begin. Ek wil môre vir jou sê, as jy die Onse Vader op alleenlik kan bid, het jy nie 'n verhouding met hom. As jy nie met hom kan praat, soos wat 'n seun met sy pa praat, of 'n dogter met sy pa praat nie, het jy nie 'n verhouding met hom nie.
Jammer om te sê die groot kerke is die oorsaak daarvan, want hulle is mos geleer, ja, jy kan nie so met God praat nie. Ek het nies vir jou. Hy sê, ek neem jou met vriend. Amen. Ja, hy gaan nie jou om, hy en jou nie. Hy is nie jou, hy en jou en die man daarbo nie. Hy is God. Hy is nie 'n tjongie nie. Hy is 'n heilige God. Maar hy soek 'n verhouding met jou en my. Amen. Ek wil vra dat ons staan en gaan afsluit. Aba Vader, vanmôre het U openbaring kennisse gebring wat sluiers vir so lank op ons oog gehad het. Vanmôre het U vir ons 'n sleutel van oorwinning gegee. En ons besef nou vanmôre, Here, wat trek ons weg van God? Dis die eie ek. Wat maak dat ek 'n ongelukkige mens is? Wat maak dat ek hierdie negatiewe persoonlikheid het? Die eie ek. U herinner ons vanmôre daaraan, Here, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ou dinge is verby. Kyk, ek maak alles nie. En vanmôre, Here, het ons werklik gekom by daardie plek, Here, waar U vir ons hierdie wysheid kon gee. Kan nie een van ons verder weer sê ons het nie geweet nie. En roep ek vanmôre, Here, elkeen wat by daai kruis gaan staan het, se woord, se offer, roep ek in, Vader, en ek weet, vir U was dit vanmôre 'n aangename rede. 'n Kerk waar 1000 mense, 500 mense sit, en U sê, daar is nie eens 'n reuk wat opgaan na my toe. U verlang om ons terug te kry op daai plek. Dankie dat U vir ons hierdie genade gegee het vanmôre, Here, om hierdie wysheid van U te kon ontvang het. Help ons, Here, dat ons by daai altaar sal bly op 'n daaglikse basis. En niks anders belangriker sal stel as daardie altaar. Dat ons huise sal ingeruim wees, Here, om 'n plek van 'n altaar te hê. Dat ons daai opgewondenheid sal hê as 'n gesin, Here, om net by die altaar te kom sit. Ek dank U, Here, vir elkeen se gebede wat vanmôre beantwoord is. Ek dank U, Here, vir vernuwing wat plaasgevind het, doop van die Heilige Gees. Ons gee al die lof en al die eer met U. Ek bid ook elkeen wat geluister het na hierdie boodskap en wat hom agterna sal luister, Here, vir die krag van die Heilige Gees ervaar. Dat die krag van die Heilige Gees bonatuurlik sal ervaar. Want U sê vir ons vanmôre, dis hoe ek jou vry maak. Dis hoe ek jou vry maak, my kind. Duur gekoop deur Jesus. Dankie vir die offer wat U vir ons is. 'n eenmalige offer. U bloed was genoeg vir ons. Vir ons sondes. Ons loof en ons eer U daarvoor, Koning Jesus. Amen. Halleluja. Kom ons dans. Ek gaan die vlag vat. Die geluidboek op vat 'n vlaggie. Worship. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my soul till I met.
need rescue. My sin is heavy, the chains break at the weight of me. I need shelter, I wasn't orphan. Now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air I'm breathing. I have a future, my eyes are open. 'Cause when you call my name, Amen. As jy hier aangekom het en jy gaan dieselfde uit, dan weet ek nou nie. Want jy nou net meer as net die altaar nodig. Amen. Ek sakkie sal jy vir ons sê. Halleluja, ons dierbare Hemelse Vader. Ons kom as 'n groep saam vanaand, vanmôre Here in die naam van Jesus.